Goeiemôre, dis lekker om julle almal te kan sien. My naam is Jaco en saam met Mariet vorm ons deel van die bedieningsspan hier by Doxa Deo George. Is altyd vreeslik om jou so op 'n video te kan sien. Dink jy, ag Here, help. Weet nie of jy dit al gedoen het nie, maar dit is verskriklik. Maar anyway, vandag is 'n baie spesiale dag ook. Ons gebruik gewoonlik so die eerste kwartaal, wat ons net so 'n bietjie met jou wil praat oor die gedagte van, het jy geweet? Het jy geweet, met ander woorde, hoe werk Doxa Deo op 'n sekere manier? Ons het in die eerste week byvoorbeeld gesê, het jy geweet dat Doxa Deo beteken die heerlikheid van God, en dit kom uit Habakuk 2 vers 14, dis waar ons ontstaan het. Maar vandag, miskien so 'n bietjie verder, het jy geweet hoe werk ons in Doxa Deo, net in opsigte van baie mense kom vra vir my, het julle 'n kerkraad, het julle so tipe iets? Nou kom ek verduidelik vir jou, probeer vir jou in kort te verduidelik hoe ons werk. Ons kerkraad, as jy dit so wil noem in Doxa Deo, noem ons 'n apostoliese span. 'n Apostoliese span bestaan so uit 10, 12 ouens, reg oor die wêreld, van al die verskillende stede en van al die verskillende zones uit. Daardie apostoliese span, of dan kerkraad, soos dit by baie mense bekend is verantwoordelik hoofsaaklik vir 3 goed. Ons is in die eerste plek verantwoordelik vir die, wat ons noem, die dogmatiek van Doxa Deo, met ander woorde die teologie. Ons sit meeste van ons tyd in en praat deur teologie, praat deur sekere aspekte. Baie van die goed wat ons hier preek, is die goed wat ons daar deur praat en spoel en oor. Partykeer praat ons 'n jaar oor 'n onderwerp voor ons besluit wat sê ons as Doxa Deo rakend dit. So ons is verantwoordelik in die eerste plek vir die teologie. Tweede plek praat ons daarvan, ons tweede D is direction. So Doxa Deo sê, maar wat is die direksie of die rigting waarin die Here ons lei? Wat voel ons is die volgende tyd wat die Here vir ons sê ons in die volgende seisoen gaan doen? So daar praat ons oor die direction, daar praat ons oor die strategie, en dan wentel dit af na al die verskillende wat ons noem strategiese ministry units, SMU's. Nou ons het oor die 80 van hulle in Doxa Deo. Dis die skole, dis die kerkgedeelte, dis die pop-ups, dis die kinderhuise, dis al daai verskille. Dan wentel dit af en elkeen gaan dan in sy spesifieke konteks en vind uitdrukking rakende die direksie, rakende die rigting wat die Here vir ons sê. En dan die laaste ding waarvoor ons verantwoordelik is ook as die apostoliese span, is dan ons, wat ons noem ons dissipline, en dissipline wat so van tyd tot tyd voordoen en wat ons moet handhaaf binne ons groter organisasie. En nou, so met ander woorde, daai apostoliese span, dan is daar 'n tweede vlak wat ons noem ons GLT, ons Global Leadership Team. Hulle is verantwoordelik om te sê, maar as die Here dan nou dit gesê het, en dis wat ons beleef, en dis die teologie, dan sê ons vir mekaar, okay, maar hoe vind dit dan in die bedryf plaas? En hoe lyk dit binne in elkeen van hierdie 80 SMU's, en hoe vind dit dan uitdrukking binne in budgets, en hulle doen die bedryf van die gemeente. En dan wentel dit nou weer af na die verskillende zones toe, en elke zone het ook 'n tipe van, noem dit nou maar 'n kerkraad of 'n ouderlings, en hulle sit saam en dink dan, hoe gaan dit werk binne in die zone. So is bietjie kompleks, maar dis so eenvoudig as wat ek vir jou kan verduidelik. So as enige van julle vra daaroor, kom vra my asseblief, ek sal probeer vir jou verduidelik hoe dit werk. Maar dit is 'n groot organisasie, is baie eenhede, maar ons het 'n apostoliese span wat na alles kyk. Nou ja, dit is wat ek net so vinnig vir jou wil sê, het jy dit geweet? Die laaste ding wat ek net wil sê, as jy saam met ons wil reis op Paulus se sendingreise wat hy gedoen het in Klein-Asië, Turkye, dan is jy welkom om my te kontak. Ons het nog plek vir so 2 koppels, en dan kan jy net vir my sê, en dan sal ons vir jou verdere inligting rakende dit gee. Ons is besig met 'n reeks wat ons noem Met Ander Woorde. Met ander woorde, het eintlik uit ons vorige reeks gekom, waar ons gesê het, met Christus se opstanding het alles verander. Dat 'n nuwe era aangebreek. Die moeilikheid wat ons het, is ons leef nog in hierdie era, wat die Bybel noem hierdie korrupte wêreld, maar God se era, die ewige lewe soos die Bybel het, God se era, het reeds nou met sy opstanding in hierdie wêreld aangebreek. En nou leef ons met hierdie spanning.
Want ons is eintlik in hierdie twee wêrelde, as 'n mens dit so kan sê. Hierdie tussenfase. En wat baie belangrik is ek moet verstaan dat met Christus se opstanding, sê die Bybel, het God hom verklaar as koning. Nie eendag nie. Nie eendag gaan hy koning word nie. Hy is koning met sy opstaan. Daai dag is sy koningskap verklaar. En van daai dag af is hy besig om alles in die hemele, twee dimensies wat God gemaak het, hy noem dit sy skepping, die hemele en die aarde. Paulus praat van die sienlike en die onsienlike. Dit vorm God se skepping. En van die dag dat hy opgestaan het, sê hy, is alles nou anders in my skepping. En julle is nou 'n nuwe skepsel. En ek gaan alles begin nuut maak. En die eerste teken wat ons daarvan sien, dat hy besig is om nie iets weg te gooi nie, hy vat sy eie liggaam, wat gesterf het. Hy gooi hom nie weg en kry 'n ander liggaam nie. Hy vat daai liggaam en hy vernuwe hom. Deur sy gees wat in ons werk, vernuwe hy daai liggaam. En hy sê, soos hierdie liggaam vernuwe word, so gaan ek my hele skepping vernuwe. So nou is die gedagte dat, as dit dan die waarheid is, dat hy die koning is, en dat hy sy koninkryk, sy manier, nou gaan vestig hier op aarde. Nou sê hy, soos dit in die hemele is, so moet dit nou op aarde wees. So met ander woorde, soos hy nou dink, so moet ons nou ook begin dink en begin doen. Ons moet nou sy manier hier implementeer op hierdie aarde. Maar hoe kom ek agter wat hy dink? Hoe kom ek agter hoe dit werk? Hier's die wonder van die storie. Met sy opstanding, nog iets wat anders is, wat nuut is hy het ons vandag, in hierdie oomblik, eintlik al 2000 jaar terug, het hy ons toegang gegee tot sy troonkamer. Presies hoe dit werk, weet ek nie. Al wat ek weet is, die Heilige Gees stel ons in staat, soos die Bybel sê, dat ons vandag op hierdie oomblik, kan jy sy troonkamer ingaan met vrymoedigheid. So dit is eintlik vreeslik om aan te dink, jy sit nou hier op daai plastiese stoel, ek weet, meeste van ons bid God, hy breek nie, en jy sit op daai plastiese stoel, maar besef jy, dat op hierdie selfde oomblik, sit jy ook in hemelse plekke. It's crazy as jy daaraan dink. En wat is in die hemele? Wel, die Bybel is duidelik daaroor. In die hemele is die troon. Wie is op die troon? Die Lam. So om te dink, ek in die troonkamer van God, heavenly conversations, waar die hemelse gesprekke plaasvind, tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek het so waar as wragtig, ek het 'n sitplek daar. My stoel sit daar, daai stoel waarop jy sit, hy's ook daar. Dit vat geloof om dit te kan glo. En dan van die skrifte wat ek vir jou gelees, ek het al baie vir jou gelees, maar kom ek sê vir jou, Efesiërs 2, vers 4 tot 6, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredinge, die mensdom het sy doel gemis as gevolg van sonde, oortredinge, ongeregtigheid. Maar Jesus het gekom en al ons verkeerde oortredinge, ongeregtigheid op hom geneem en ons bevry van die mag van slawerny, van die mag van die bose, van die monsters wat ons probeer vasdruk het. Alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredinge, op grond van, as gevolg van sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, saam met Christus lewend gemaak. Met ander woorde, in daai oomblik, 2000 jaar terug, toe Christus gesterf het, in daai oomblik, denk beeldig, dit vat jou verbeelding om dit te imagine, het jy saam met Christus gesterf, het jy saam met hom opgestaan.
Wat het dit veroorsaak? Wat het die opstanding veroorsaak? Uit genade is jy gered, of verlos. Met ander woorde, jy's verlos, nie op grond van enige werke of tiende, of enigiets wat jy betaal het nie. Of enige daad wat jy verrig het nie. Dit was 'n geskenk wat God vir jou kom gee. Uit genade is jy gered, ja. Hy het ons in Christus, onthou wat beteken in Christus, Dawid Goliat, Dawid kap Goliat se kop af, Dawid oorwin vir Goliat, hy kap sy, in daai oomblik wat hy sy kop afkap, was die hele volk Israel ingesluit in die oorwinning van Dawid. As die Bybel praat van, ons is in Christus, Christus is nie Jesus se van nie, dit beteken die gesalfde koning, die Messias, die lang verwagte koning. Hy sê ons is in Christus, ons is ingesluit in Christus se oorwinning, en ons deel in daardie oorwinning. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek, en laat sit dit in die hemele. Hoe crazy dit ook al mag klink, maar op hierdie oomblik, sit jy hier, jy kyk vir my, maar daar is 'n onsienlike dimensie waar jy ook sit. Die hemele, die drie-eenheid, jy's deel van die conversation. En nou is die vraag, hoe is die conversation in die hemel, rakende al die aspekte wat ons so baie in die Bybel lees, die liefde, genade, geregtigheid, oordeel, selfbeheersing, lankmoedigheid. Dis nie hoe dink ek in my Afrikaner blanke kultuur oor dit nie, en hoe ek gevorm is as gevolg van my milieu nie, maar die vraag is, hoe dink hulle daaroor, hoe is die conversation wat hulle daaroor praat, ek wat daarna luister, ek wat deelneem aan die gesprek, omdat ek kind is, omdat ek familie is, en nou verstaan ek hoekom Jesus sê, julle moet dan so bid, soos dit in die hemele is, soos die gesprek in die hemel is, so moet dit nou op aarde plaasvind. Dit is vir my baie interessant as jy na die King James vertaling gaan kyk. Hy is in die 16de eeu geskryf. Hoeveel keer gebruik die King James vertaling die woord conversation? Een van die bekendste gedeeltes wat ek sommer net altyd na verwys is Filippense 3 vers 20, ons burgerskap is in die hemele. Die King James sê, our conversation is in heaven. Hemelse gesprekke, dis waarvan jy vandag deel is. Of jy dit glo of nie, ek het laasweek vir jou gesê, hier's bloed in hierdie are, of jy dit glo of nie. Ek is nooit bewus van hierdie bloed nie, tot die dag dat ek bloed trek en sy druk hy naaldjie deur my arm. Dan is ek vir die eerste keer bewus, ek het are en ek het bloed. Maar jy is nooit daarvan bewus nie. Die feit dat jy nie bewus is dat jy deel is van die hemelse conversation nie, maak dit nie 'n feit of nie 'n feit nie, dit is 'n feit. Dis wat hy gedoen het. Dis waarvan hy jou deel gemaak het. Nou hoor. Hoor wat sê die Vader vir die Seun in hierdie hemelse gesprek oor sy koninkryk. Ons het dit laas jaar gelees, Hebreërs 1 vers 8. U troon, dis ons nou in die hemele, u troon, dis waar dit gaan, is tot in alle ewigheid. Niemand sal daarmee stry nie. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Wat kom by jou op wanneer jy hoor u troon? Alle ewigheid. Onthou ewigheid, ewige era. Scepter, koninkryk, regverdig. Wat se prentjies kom in jou kop op? U geregtigheid. Of u het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Nou, gewoonlik as ek hierdie teks lees, veral toe ek jonger was, dan u het geregtigheid liefgehad. Die woord geregtigheid, regverdig, justification,
justice, die regter, die geregtigheid klink vir my soos die regstelsel van ons land. Ek sien 'n hof, ek sien 'n regbank, ek wat in die in daai hokkie staan, want ek het per ongeluk 'n boete nie betaal nie. Nou staan ek en hierdie vrees, want is hierdie swaar meubels en hierdie regter wat daar staan en vir my sê, jy's skuldig. As ek daai goed hoor, dan word ek skoon bang. Ek weet nie van julle nie, ek het as kind, as hulle gepraat het oor die oordeele van God, het daar 'n groot vrees op my gekom. Ek was so by die hel. En daar was sulke doringdrade. En dan my boutvelle het so aan die doringdrade vasgesit, want die demone en die engele het so beklei oor my, maar dank God, die engele sê die woord so bietjie sterker, toe trek hulle my deur, maar my basvelle sit so aan die doringdraad vas. Ek is so vrek bang as hulle praat oor die oordeele van God. Die geregtigheid van God. Want ek voel altyd ek is aan die kant van die ongeregtigheid. So wat dink jy? So, wat sê die Vader vir die Seun? Hy sê vir die Seun, u troon, u scepter, u ewigheid, u het geregtigheid lief. Al gaan hy 'n bietjie verder, hoofstuk 4, onthou se brief, daar was nie hoofstukke nie. Dan praat hy weer oor die troon, dan sê hy, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade. Eers was dit die troon van geregtigheid, nou is dit die troon van genade. Is geregtigheid, is genade, is die troon, is dit nou een, is dit verskillende goed? Dis die Hebreërs skrywer, maar luister wat sê Johannes. En u woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die eersgeborene wat van die Vader afkom, vol genade en geregtigheid. So hier word geregtigheid, eers die troon, geregtigheid, nou genade, geregtigheid. Hoe werk al hierdie konsepte? En dit word gemeng met die liefde. Hoe werk al hierdie goed? Is dit alles verbind aan mekaar? Ja, dit is. Maar die vraag is, wat is die gesprek in die troonkamer? Hoe jy moet dink oor geregtigheid, oor waarheid, oor genade. En al hierdie konsepte, lyk my, vorm saam 'n deel van hoe die gesprek klink van die motivering van liefde. Almal word gemotiveer vanuit liefde uit. God se liefde veroorsaak geregtigheid. God se liefde veroorsaak waarheid. Toe sê ek, maar ek weet hoekom. Want die Bybel sê God is liefde. Maar die Bybel sê ook, Christus is geregtigheid. 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy sê, maar deur hom is julle in Christus, wat vir ons geword het, wysheid, uit God, geregtigheid, heilig maak, verlossing. Hy het dit geword. So as jy wil weet, wat beteken geregtigheid, kyk jy na hom. Christus wys vir jou. Wat is verlossing? Jy kyk na Christus. Christus is die middelpunt. Christus gee definisie aan geregtigheid. So, nou is die vraag, kom ons begin dan vandag deur net te sê, maar wat is dan geregtigheid? Wat is dit? As jy nou die woordjie hoor, regverdig, geregtigheid, reg, maak hom net soos jy wil. Geregtigheid van God, wat is dit? En maak dit jou bang of maak dit jou bly? As jy hoor die geregtigheid van God kom, jy kan nie geregtigheid hê as daar nie 'n uitspraak is. Uitspraak, oordeel. Iets moet gesê word. Wat is God se uitspraak oor jou lewe? Wat sê God nou op hierdie oomblik? Jy sit mos nou in hemelse plekke. As hy nou na jou lewe kyk, wat se uitspraak gaan hy oor jou sê? Wat se oordeel gaan hy oor jou gee? Hoe gaan sy geregtigheid oor jou lewe lyk? Want dis die vraag. Hoe dink ons daaroor? Ek dink as ons geregtigheid wil verstaan, dan moet ons dalk teruggaan na Psalms toe. Ons moet teruggaan na die Ou Testament. Kyk, wat sê hulle daar? Toe dink ek, gaan lees ek deur 'n klomp psalms wat oor geregtigheid praat. Ek dink Psalm 98 is dalk vir my een van die betere voorbeelde. Hoor wat sê hy? Hy sê,
Sing vir die Here 'n nuwe lied, want hy het wonders gedoen. Nou, as jy die hele Psalm gaan lees, dan sal jy sien, geregtigheid het die volk gelei tot 'n loflied. Jy sing 'n loflied as jy bly is. Iets het gebeur of iets is aan die koms. Dis hoekom ons sing. Ons sing vanoggend, ons aanbid die Here hier met al hierdie goeders wat hy is, want ons is bly, want hy het opgestaan, hy leef, hy is die koning. En ek is ingesluit by hom. Nou sê hy, sing vir die Here 'n nuwe lied, want hy het wonders gedoen. Sy regterhand, dit praat altyd van die sterke hand, sy regterhand, sy heilige arm het hom bygestaan. Die Here het sy verlossing bekend gemaak voor die oë van die nasies, alle volke, nasies, het hy sy geregtigheid geopenbaar. Dis geopenbaar, die geregtigheid van God. Hoor wat sê hy? Hy het sy troue liefde, sy getrouheid teenoor die huis van Israel onthou. So geregtigheid, liefde, getrouheid. Juig voor die koning, die Here. Laat die see en alles daarin dit uitbasyn, die aarde en die wat daarop woon. Met ander woorde, die skepping, die aarde, die see, die mensdom, alles, juig waaroor? Die geregtigheid van God wat geopenbaar is. Dis anders as wat ek gedink het. Dis anders as hoe ek groot geword. Ek was bang vir die geregtigheid van die Here. Ek is bang vir sy oordeele. Ek is bang vir sy uitsprake. Hy sê, laat die riviere hande klap en saam met die berge juig voor die Here. Want hy kom om die wêreld te oordeel. Hy sal die aarde oordeel in geregtigheid. So die hele boodskap van die Bybel is, waar God se reg en geregtigheid en oordeel kom, daar is daar blydskap. Here, dis die teenoorgestelde as hoe ek groot geword het. Ek was te bang dat die oordeele kom, want hy gaan ons verdelg. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Ek het hier geskryf, God wat skepper is, het sy skepping en veral die mens as die kroon van sy skepping so lief, dat hy die mens en die skepping nie afskryf nie, maar hy skryf ons in. Toe dinge gebreek het en ongeregtigheid aan die orde van die dag was en alles was stikkend en die gevolg van as gevolg van die sonde van die mens en die ontrouheid van die mens, het hy gekom en homself verbind, die verbond. By die Abraham het dit begin, hy het hom verbind aan die mensdom. En toe hy gesterf het, toe sê hy, Here, ek neem al die ongeregtigheid van hierdie wêreld, neem ek op myself, ek sal vlees, ek sal mens kom word, en ek sal alles op my neem, sodat hulle vry kan wees. En al die oordeele, en al die negatiewe uitsprake, neem ek op my, en ek kom en ek breek die mag van Satan, en die bose magte en die monsters, dit breek ek. En jy hou vas wat jy op mense het. En jou sal al die nasies, toe hy vir Abraham kies, hy Abraham, en hy sê vir hom, en jou sal al die nasies van die aarde geseënd wees. Uit Abraham se nageslag word Christus Jesus, die gesalfde gebore, wat kom na die wêreld, om die wêreld te rig in geregtigheid, om dit wat gebreek is, weer reg te maak. Jy sien, is dit Christian Swarts wat in sy boek skryf, hy sê, geregtigheid is God se getroue liefde in aksie. God's compassionate love in action. As jy geregtigheid vir jou kind toepas, dan dink jy daaraan, dis as gevolg van my
liefde vir hom maak ek goed reg. Geregtigheid beteken om goed reg te maak volgens God se manier. Dis hoekom jy die gereeld in die conversation en bewus moet wees van die conversation waarvan jy deel is, sodat jy kan weet hoe hulle en hoe ons, is eintlik ons, hoe ons in die hemelse dink oor geregtigheid, sodat ek dit kan uitspreek en toepas. En hy gaan sy geregtigheid toepas deur wie? Deur die kerk, deur ons. Deur elke spasie, of dit die politiek is, of dit jou werk is, of dit finansies is, of dit 'n sport is, bring jy sy manier, sy reg bring jy na daai spasie toe. Hoe die een ou eendag gesê, dat ek dit net kry, hoor nou mooi, hy praat hier van Rusland. Hy sê, God put us right with himself so that we can be part of his putting right people. Putin. Jy is deel van die putting right people. Wil ek dit weer lees? God put us right with himself so that we can be part of the putting right people. God sit jou in spasies, dat jy kan deel, dat jy die putting right people kan wees. Dat jy sy manier kan bring. En dit moet blydskap bring. Kom ek verduidelik vir jou geregtigheid so. Onthou jy 1 Konings 3. 1 Konings 3, Salomo word die koning. Onthou sy pa was die magtigste koning wat ooit geleef het. Tot vandag toe praat hulle oor the reign of David. En Dawid was hierdie koning, nou met sy jong seun Salomo by hom kom oorneem. En in 1 Konings 3 speel die verhaal af wat die Here na Salomo toe kom en sê, Salomo, jy moet nou hierdie volk lei, jy's baie onervare, jy weet eintlik niks. Jy weet, wat het jy van my nodig? Wat begeer jy van my? En dan sê hy mos vir die Here, Here, ek begeer wysheid. Hy sê in daai gedeelte, hy sê, gee dus aan u knegt 'n opmerksame hart om reg te spreek, regverdig te spreek, geregtigheid te bring, en tussen nie reg en verkeerd te onderskei nie, tussen goed en kwaad. Ons is die goed-kwaad mense. Wat is goed vir jou? Hierdie gaan jou kwaad aandoen. Dis nie reg en verkeerd die lysie 1 tot 10 nie. Dit bid hy van die Here. Dan sê die Here, sjap, ek gee dit vir jou. Nog 'n paar ander goed, jy gaan lank lewe en jy gaan groot rykdom hê en al die goeders. Sjap. Die volgende oomblik, dieselfde hoofstuk. Speel haar verhaal af, 2 vrouens, altyd moeilikheid. 2 vrouens. Al 2 kry babetjies. Die een se babetjie gaan dood. Die een wie se babetjie doodgaan, gaan in die nag. Sy vat die dooie babetjie, gaan sit hom in die kot van die lewendige babetjie. Vat die lewendige babetjie, gaan sit hom by haar. Die vrou word die oggend wakker, die ander vrou. Sy sien haar kind is dood. Sy huil. Maar sy bekyk hierdie kind. Sy besef is nie haar kind nie. Sy gaan na die ander ma toe, sy sê, jy het my kind gevat. Die ma sê, is nie. Sy sê, daai kind is my kind. Nou beklei hulle. Hulle stop het toe. Hulle sê, wag. Kom ons wag, laat die koning kom. Want die koning sal reg laat geskied. Dis sjop, ons wag vir die koning. So hulle was bly dat die koning, die regter, na die dorp, na die stad, na die omstandighede toe kom. Hulle het met verwagting uitgesien, want die koning gaan die probleem oplos. Die koning gaan reg laat geskied. Toe kom die koning. Toe kom die 2 vrouens vir hom, lewendig en dooie baba. En sy sê, wat 'n kind behoort nou aan wie? Nou kan jy imagine as jy nou die koning was,
Jy moet nou kies. Hoe weet jy? Maar die koning, die Here het mos hom gesê, ek gaan vir jou wysheid gee. En die koning sê, goed, kom ek sê vir jou die ding. Hy sê, julle 2 vrouens, bring vir my 'n swaard. Hulle bring vir hom 'n swaard. Hy sê, hou die babietjie daar. Hy sê, gaan die babietjie nou in die middel, die lewendige een. Ek gaan die lewendige een in die middel deurkap. Dan vat jy een helfte en jy vat die ander helfte. Dan is julle mos nou tevrede. Skree die regte ma. Wie se kind dit is. Sê nee, asseblief. Spaar die kind. Laat die ander vrou, sodat die babietjie kan leef. En die koning sê, dis jou kind. Hoor jy, geregtigheid is blydskap. Want die koning kom, hy gaan goed regmaak. Ek glo alles wat in ons land gebeur, ek het baie hoop vir ons land, ek glo alles wat hier gebeur, al die goed nou met die polisie, al hierdie kommissies wat nou is alles deel van die plan van God. Gaan na resultate weet, ons weet nie, maar al wat ek weet, die ongeregtigheid word geopenbaar. Want daar is mense, Christene, oral in hierdie organisasies, wat sê, dit kan nie langer so aangaan nie. Daar moet reg kom. Goed moet reggemaak word. Ons kan nie so aangaan nie. Dis ons verantwoordelikheid. Kan jy onthou, ek vertel dit baie vir julle, Micha se stad waarin hy verkeer, waarin hy leef, die profeet Micha, hulle is net so korrup soos Suid-Afrika. Soos die wêreld, al die terrorisme wat aangaan, die kerk is korrup, alles is korrup. Dan kom die profeet, dan bid hy vir God, dan sê Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Wat moet ek vir my mense sê? Dan sê die Here vir hom die volgende, hy sê, kom ek vertel jou wat om te doen. Ek gaan jou bekend maak, ek gaan jou openbaar. Ek gee vir hom 3 goed, maar een van die goed, om reg te doen, om regverdig te lewe, om soos in die hemel, soos dit daar gebeur, daai manier, dis hoe ons dink, goed moet gebeur, so moet jy dit vat hier na die aarde toe, na die sienlike toe. Geregtigheid. Hoe weet ons wat is geregtigheid? Ons kyk na Jesus, die afdruksel van God. Dis wat ons doen. Kyk wat skryf hy in die Nuwe Testament oor geregtigheid. Handelinge 17. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Wat beteken bekeer? Bekering is nie, ek val hier op my knieë neer en skree ja vir Jesus en dan gaan ek weer aan, want dankie Here, ek gaan hemel toe nie. Bekering is metanoia. Metanoia beteken in die diepste wese van waar jy dink, kom daar 'n stuk verandering, want die besef kom, hier's 'n ander koning, ek beweeg nou van hierdie wêreld na hierdie era, ek staan nou onder God, alles hier binne gaan verander, daarom moet ek nou begin my denke skuif, my kop skuif, ek moet my denke begin verander, sodat ek kan weet, wat is die welgevallige en goeie wil van die koning, en dit begin inoefen, bekering, ek moet dit begin inoefen, ek moet draai, ek moet nou in die koning se rigting, soos in die hemel is, soos in die koning se teenwoordigheid, so moet ek dit nou hier op aarde begin uitleef. Bekering is 'n proses. Die deur is ja, Jesus. Kyk wat sê hy. Hy sê omdat hy 'n dag bepaal het, en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer. Hulle moet draai, hulle staan nie meer onder die Romeinse ryk nie. Daar's 'n ander koning, Christus. Jy staan nou onder hom. Jy moet nou volgens hom begin leef en jou lewe begin inrig. Omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Die wêreld op 'n dag sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het. Wie's daai man? Hoofletter Christus. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode uit op te wek. Hy wek daai man uit die dode uit op. In daai oomblik het alles verander. Alles is nou nuut. Hierdie man gaan die wêreld. Dank die Here, dank die Here. Die koning het opgestaan. Die koning is op pad. Hy gaan alles regmaak.
Hy het 2000 jaar terug al begin daarmee. We have to wake up. Hy het begin daarmee. Want hy, 1 Korintiërs 15, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Hy sê dit ook, hy sê alles in die hemel, alles op die aarde, gaan ek onder my voete stel. Alles kan ons sien, is nog nie onder sy voete nie. Ons sien mos hoe lyk dit nie, maar die Bybel sê ons sien Jesus. En omdat ons Jesus sien, daarom het ons hoop. En is my en jou se plig om sy oordeel, sy uitspraak, sy geregtigheid na ons omgewings toe te vat. Sy manier. God se geregtigheid behels die oorwinning oor sy vyande. Filippense 3:21, want ons vernederende liggame wat van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ons alles aan homself onderwerp het. God se geregtigheid, sy regmaak is so groot, dat dit selfs nie die liggaam gaan wegmaak nie, maar hy gaan ons liggame, soos ek in die begin gesê het, hy het dit reggemaak. Hy het ons 'n verheerlikte liggaam, gaan hy ons op die einde van die dag gee. Dis die boodskap van die opstanding van Jesus. God se regmaak. Geregtigheid het begin, dis hoekom die Bybel skryf, Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar is geregtigheid, vrede, blydskap in die Here. Geregtigheid. Dis sy koninkryk. Dis waarna hy geken het. God se manier, die reg maak. Hy maak ons reg, sodat ons kan deel word van die putting people. Dis jou verantwoordelikheid. Jy moet verstaan, met ander woorde, God is vir sy skepping. God het sy skepping gekies. Sy skepping is sienlik en onsienlik. Sy skepping is mens en natuur en alles wat daarop is. Sy geregtigheid is nie, het ek hier geskryf, 'n dreigmiddel nie. Volgens die Bybel, volgens Psalm 98, is dit 'n juigmiddel. Ons moet juig, want die koning kom. Die koning kom. Hy gaan sy uitspraak gee. He's going to say things right. You're part of that conversation. Kom stop hier. Kom vorentoe. 2 Korintiërs 5:21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, doelloos vir ons gemaak, sodat ons kan word, jy wat daar sit op jou stoel, geregtigheid van God in hom. Jy wat daar sit, is die geregtigheid van God, die Godsoort, die Godmanier. Jy bring die uitspraak van God. Jy wat daar sit nou in hemelse plekke. You're part of the conversation. Dis hoekom jy kan bid en sê, Here, leer my. Dis hoekom Paulus sê, Here, open hulle oë, dat hulle sal kan sien, dat hulle kan insien. Dis hy wat ons sal leer en lei in alle waarheid. Christus is die waarheid, Christus is die geregtigheid. So ons kyk na hom en ons sien, nou is jy dit, jy's dit, jy wat hier sit is dit. Ek gee nie om hoe jy voel nie. Jy is die geregtigheid van God. En dan kom Jesus en hy sê, Matteus 6, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemele, so ook op die aarde. Die koning kom. Die koning kom, sy uitspraak. Hy gaan 'n uitspraak gee. Hy het dit reeds gegee, die wêreld is myne. Die wêreld is myne, die mense wat daarop is myne. Hulle behoort aan my, die magte wat hulle vas ons breek, hulle mag. In elke area, in die ekonomie, in die sport, oral bring hulle, God se manier, God se manier, God se manier.
Bring jy God se manier, se geregtigheid waar jy leef. Dis nie met 'n Bybel onder die arm nie. Dis the way I live. Gaan nie oor, drink ek 'n bier of drink ek nie 'n bier nie. En dan raak jy nog daar vas. Ek wil mal word as ek dit hoor. Gee my net 'n lysie, want as ek my lysie het, dan weet ek is alright. Jy is alright. Jy is alright, want jy is die geregtigheid van God. Die dag toe jy Jesus aangeneem het, is jy dit. Kom ons maak ons oë toe, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Here, dankie. Dankie vir alles wat U gedoen het. Dit is te verniet en dit is te groot. Wat ons vervul met verwondering, wat ons verbeelding aangryp, is die feit dat ek is deel van die hemelse conversation. Partykeer voel ek hoort nie daar. Het gaan nie oor hoe ek voel. Het gaan oor wat U sê, U uitspraak. Onthou, jy het saam gesterf, jy het saam opgestaan, jy sit saam. So wie ons nou sit ons ook by U. Dis nie, ek wil nader aan God nie. Jy sit klaar in sy hemel. Dis nie, ek soek God nie. Hy het jou gesoek. Hy het jou gekry. Hy het jou uitgenooi. Hy stoot nie weg nie. Hy trek in. Hy's vir ons, nie teen ons. Hy wil ons nie brand nie. Hy wil ons nie verbrand nie. Hy wil ons nie in die vuur gooi nie. Hy sê, kom sit aan my tafel. Here, help dat hierdie realiteit ons sal tref. Want as dit ons tref, dan word ons oop vir die gesprek wat daar in die drie eenheid is. Oor onder andere die motivering van alles wat U gedoen het, liefde. En dan liefde wat uitdrukking vind in geregtigheid. Geregtigheid is 'n vorm van liefde. Ek het altyd gedog, dis negatief. Maar toe is dit nou nie. Toe is dit eintlik blydskap. Toe is dit eintlik 'n loflied. Toe is dit eintlik heel anders. Dit is eintlik die teenoorgestel. Ek was bang daarvoor. Nou moet ek skielik bly wees. Help my. Open my geestesoog dat ek kan insien. Skuif die gordyntjie oop. Gee my die openbaring. Die nasies wat die openbaring van die geregtigheid van God gekry het. Here, help ons. En help ons dat ons hierdie Gods manier na elke area van ons omgewing, van waar ons is, waar ons onsself beleef, waar ons net leef, laat ons dit soontoe sal bring. Ek bid dit in die naam van die Here.